Stuur Here U lig en U waarheid. Laat dit ons lei. Laat dit ons bring na U heilige berg en na U heilige goddelike teenwoordigheid. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader word aan elkeen geskenk in ons Here Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werkinge van sy Heilige Gees in ons midde. Amen. Dit sal so wees. Ons gaan 'n lied saam sing, dis een van my gunstelinge in die ou Halleluja boek, een van die lofliedere wat altyd by my hart opkom, en dis Halleluja lied 247, lied 247, Ere sy God, U die bron van ons lewe, Ere Immanuel, God met ons hier. Ons gaan die eerste en die vierde vers sing. Die vierde vers is 'n gebed, wek in ons liefde, o Heer, vir U waarheid. Kom ons staan dan, so ons dit hartlik saam as oorgangssang. Ons gaan vanoggend verder. Ons lees Genesis 30 vanaf vers 25. Nou soms wanneer 'n mens vooraf moet bepaal oor watter gedeelte gaan jy preek, dan staan jy soms wydsbeen oor 'n hoofstuk. En dis nou wat vanoggend gaan gebeur, want ons gaan lees tot en met hoofstuk 31 vers 16. En die indeling is nie noodwendig die wet van die Meders en die Perse nie. Dis maar soos wat dit vir my werk om vir u 'n boodskap te gee. Ek probeer so 'n bietjie vinniger, anders gaan ons nooit klaar kry met Genesis nie, maar hierdie is 'n eenheid. Hierdie gedeelte wat ons gaan lees vorm 'n eenheid en jy sal sien waarom ek dit sê. So ons gaan Genesis 30 vanaf vers 25 tot en met 31 vers 16 lees. Dis 'n redelike lywige stuk, so ek mag dalk so 'n bietjie vinniger lees, maar kom ons bid net eers saam. Ons gaan vra dat u net so sit. Maak u hart stil voor die Here. Ons buig voor hom. Ons vra dat hy met ons sal praat deur sy woord. Here, ons wil saam met die kinders van Korag daar in Psalm 48 sê, soos u naam, Here, so is u roem tot in die eindes van die aarde. U regterhand is vol van geregtigheid. U is 'n God wat ver bo dit is wat ons kan dink. Ver bo dit wat ons kan verbeel. Ons het daaroor gepraat in die konsistorie vooraf. Wie is ons tog om te dink dat ons met u kan praat? Dankie egter dat u vir ons genade gee. Jesus Christus is die verwesenliking van daardie genade. Deur hom kan ons tot God gaan. Deur hom, hy het mens geword. En ons kan deur hom die geregtigheid in geloof kry om met u te kan deel. Nie net om met u te praat nie, maar om u kind te word. Hemelse Vader, ons dank u dat u in hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees ook vir ons wysheid leer. En ons wil hê dat u ons as dieselfde skool as Jakob sal sit. Dat ons u sal leer ken en dat ons sal groei in genade. Ons wil nie net hier wees en wegstap, lekker om ander te sien, lekker om by die kerk te wees nie. Ons wil weet, u het met my gepraat.
As dit die gebed van ons hart is, dan weet ons, U hoor gebed. U is 'n beloner van die wat U soek. Seën ons nou, word verheerlik in ons midde. Amen. Genesis 30 vanaf vers 25. En nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan teruggaan. Gee my vroue en my kinders, waarvoor ek U gedien het, dat ek kan gaan, want U weet self hoe ek U gedien het. Daarop antwoord Laban hom, as ek nou guns in jou oë gevind het, en ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het. Verder sê hy, bepaal vir my jou loon, en ek sal dit gee. Toe antwoord hy hom, U weet self hoe ek U gedien het, en wat U vee by my geword het. Want min was dit, wat U voor my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder, en die Here het U geseën op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk? En hy vra, wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob, U hoef my niks te gee nie. As U hierdie ding vir my doen, wil ek weer U kleinvee oppas. Ja, versorg. Ek sal vandag deur al U kleinvee deurgaan en daaruit al die gestippelde en bondvee uitkeer. Al die vee onder die skaaplammers wat swart is, en die bont is, en die gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. En my regverdigheid sal later vir my getuig. As U kom om my loon na te gaan, sal alles wat nie gestippel of bont is onder die bokke, en wat nie swart is onder die skaaplammers nie, gesteelde goed by my wees. Toe antwoord Laban, goed, laat dit wees volgens jou woord. En hy het dieselfde dag uitgekeer die gestreepte en bont bokke en al die gestippelde en bont bokoeie, almal wat wit aan hulle gehad het, en almal wat swart was onder die skaaplammers, en die aan sy seuns afgegee. En hy het 'n afstand van 3 dae bepaal tussen hom en Jakob. En Jakob het die oorige kleinvee van Laban opgepas. Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier en amandel en plataanhout, en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom. En hy sit die latte wat hy geskil het vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het, en hulle het verhit geword as hulle kom drink. En die vee het verhit geword by die latte, en die vee het gelam, gestreeptes, gestippeldes en bontes. Toe skei Jakob die lammers, en hy draai die koppe van die vee na die gestreeptes en almal wat swart was onder Laban se vee. En hy het vir hom afsonderlike troppe gemaak, en die nie onder Laban se vee gesit nie. En elke keer as die sterkste diere verhit word, sit Jakob die latte voor die oë van die vee in die trogge, sodat hulle verhit sou word by die latte. Maar as die vee swakkerig was, het hy dit nie ingesit nie. So was dan die swakkes vir Laban en die sterkes vir Jakob. En die man het buitengewoon uitgebrei en baie kleinvee en slavinne en slawe en kamele en esels gehad. Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vadersin was, en uit wat ons vadersin was, het hy al hierdie rykdom verwerf. Jakob het ook met eens aan die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie. En die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie, en ek sal met jou wees. Toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veld toe roep na sy kleinvee en sê vir hulle, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie, maar die God van my vader was met my. En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het, maar julle vader het my bedrieg. Hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. As hy sê die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. So het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Een keer in die tyd toe die kleinvee verhit was, het ek my oë opgeslaan en in 'n droom gesien dat die bokramme wat die kleinvee dek, gestreep, gestippeld en bont was. En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek. En hy sê, slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Word ons nie deur hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop
en die geld wat deur ons verkry is, geheel en al deurgebring. Want al die rykdom wat God van ons Vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen dan nou alles wat God jou gesê het. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Lywige gedeelte, interessante gedeelte, daar lê nog baie interessante goed voor hier in Genesis, so moenie te ver weg staan nie, maar vanoggend praat ons met u oor Jakob, wat 'n onwelkome gas is by Laban. Jakob het by Laban aangekom, hy moes 14 jaar lank werk vir die 2 vroue wat hy gekry het, en die een van hulle wou hy nie eers gehad het nie, u ken nou die storie, maar nou kom ons by 'n gedeelte waar Jakob ontuis voel. Nou as dit kom by kuiermense, is daar ons maar altyd 'n ding. Ek is nie seker of dit sê Louis Luipold of dit sê Langenhoven van wie was dit? Een van die wyse manne in die verlede het gesê, en my oupa of ons familie het dit ook baie keer herhaal, as jy by iemand gaan kuier, moet jy hom nie 2 keer bly maak nie. Wanneer jy daar aankom, en wanneer jy weggaan nie. Julle ken die uitdrukking, né? Jy moet kort genoeg kuier, dat dit nog lekker is. Ek sê altyd, ry as dit nog lekker is, moenie wag tot dit nie meer lekker is. Nou, as jy dink met wie ons hier te doen het, dan lees ons het gelees in vers 2, Jakob het met eens aan die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was, soos gister en eergister nie. So Jakob het agtergekom, hy's nou nie meer welkom in Laban se huis nie. Wel, ek is nie verbaas nie, hy bly nou al 14 jaar daar, né? Dis hom nou 'n uitgebreide kuier. Alhoewel hy nie 'n gas was nie, hy's meer soos 'n slaaf behandel, want hy moes werk soos 'n slaaf vir die dogters waarmee hy dan sou trou. Dink met wie het ons hier te doen? Jakob, die bedrieër, en hy het sy Moses teëgekom met Laban. Laban was sommer net 'n volslae skelm geweest. Hierdie 2 ouens, wat is die kans dat hulle vir jare lank saam gaan woon en altyd rus en vrede gaan hê? Dis nie verbasend dat daar vyandigheid gekom het. Laban se gesig verander teenoor Jakob. Die vraag wat jy nou, wanneer jy die gedeelte lees, is nie eintlik net wanneer Jakob teruggaan nie, wanneer hy gaan loop nie. Die vraag eerder is, hoe gaan hy loop? En waarmee sal hy loop? Want hy moet terug. Onthou, sy plan was nooit om vir altyd daar te bly nie. Sy plan was om terug te gaan. Paddan Aram was maar net 'n vlugplek. Hy moes teruggaan. En op hierdie stadium, 14 jaar, sê hy, gee my vroue en my kinders, dit wat aan my behoort, hy het nie veel op hierdie stadium nie, gee dit vir my, laat ek kan gaan. As dit aan sy skoonpa, Laban, se genade oorgelaat word, dan sou hy redelik tot matig arm daar weggeloop het. Hy sou met niks daar weggeloop het nie. Maar Jakob het 'n God gehad. James Montgomery Boyce skryf en hy sê Jacob had an ally. Hy het 'n bondgenoot gehad. Jacob had an ally who was open-handed, upright, straightforward, generous and compassionate. His ally was the Lord. Because of God's faithfulness, Jacob would have a future. He would have a home, and it would be a home where his welcome would never wear out. So mooi. As dit van Laban afgehang het, sou Jakob niks gehad het nie, maar die Here was aan Jakob se kant. Daarom het ons gelees vers 3 van hoofstuk 31. En die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie, en ek sal met jou wees. Verlede week het ons geëindig waar Jakob se lieflingvrou Rachel met die baba oorlog, onthou julle, waar sy lieflingvrou Rachel 'n seentjie gekry het, Josef. En die geboorte van Josef het iets verander, blykbaar iets verander in Jakob se gemoed. Want dit is as gevolg daarvan wat hy sê, gee my goed, laat ek kan trek. Kom ons kyk na die gedeelte, ek het 'n paar hoofgedagtes. Die eerste hoofgedagte vanoggend, Jakob wil terug aan huis toe. Vers 25 het ons gelees, en nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan gaan. Ek het vir die verlede week gesê, Jakob het gedink, Josef is die een wat die bloedlyn moet verder vat waardeur die Messias moet kom. Hy het nie verstaan, dit was al 12, en daar sal nog een kom, want Benjamin is toe nog nie hier nie, maar
op hierdie stadium 11 seuns. Hy het nog nie verstaan, dit was God se plan om die 12 seuns, die 12 stamme van Israel hier uit Jakob se lendene voor te bring nie. Maar die geboorte van Josef, wat hy gedink het, dis die spesiale een, hy het hom bederf, ons gaan nog daarby kom. Hierdie geboorte het hom laat terugdink aan Kanaan en het hom laat besef, ek moet terug. Ek moet huis toe gaan. Hy sê vir Laban vers 26, gee my vroue en my kinders waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan, want u weet self hoe ek u gedien het. Nou ek wil vir u wys dat Jakob gegroei het in sy geloof. Jy kyk na die gedeelte en sommige kyk daarna en hulle sê, hy was 'n skelm en hy was nog steeds soos wat hy was. Hy's besig om te groei. Hy's besig om te verander. Jakob het sy verpligtinge nagekom teenoor Laban. Dis 'n getuienis op sigself. Hy het hom nie mislei nie, hy het nie vir Laban bedrieg nie, hy het 'n goeie getuienis uitgeleef. Jakob. Hy het die ooreenkoms nagekom wat hy met Laban gemaak het. Hy het die werk gedoen wat hy moes doen. Hy was toegewyd en pligsgetrou. As ek dit sê, dan water die ouens wat werkgewers is se monde, want dis wat jy soek. Jy soek net mense wat pligsgetrou is, wat jy kan vertrou, wat betroubaar is, wat getrou is in dit wat hulle moet doen. Dis al wat jy soek. Jakob was dit. Hy was 'n goeie werker. Hy het hard gewerk. Hy het vir Laban gewerk. Ons het vers 27 gelees van hoofstuk 30. Daarop antwoord Laban hom, as ek dan nou guns in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het. So Laban moet erken, hoor jy het gewerk en die Here se seën is oor jou lewe en ek is daardeur geseën. Nou moenie geflous word deur die woorde van Laban in vers 27. Hy gebruik die verbondsnaam van die Here, Jahwe. Hy gebruik die verbondsnaam van die Here. Maar vir Laban was dit nooit 'n geestelike saak nie. Hy was 'n skelm. Hy was nie gered nie. Hy was nie 'n gelowige nie. Selfs om sy dogters af te gee was vir hom net 'n kwessie van rand en sent. Hy was 'n besigheidsman, hy was gierig. Dit was nie vir hom 'n sensitiewe kwessie nie. Hy wou net geld gemaak het. Dit was Laban. Dis wie hy was. Ons het hom so leer ken en hy het nog nie verander nie. Vers 28. Hy sê toe vir Jakob in vers 28: bepaal vir my jou loon en ek sal dit gee. Jakob het hard gewerk. Wat moet ek jou betaal? Ek sal dit vir jou gee. Jakob wil teruggaan. Maar daar's 'n kwessie. Hy het niks. Dit waarvoor hy nou gewerk het was vir blyplek en vir sy vroue. Dit wat hy gehad het was sy skoonpa se. En hy moet vir sy gesin sorg. En luister mooi, hy het 'n groot gesin. Manne, as jy 'n groot gesin het, moenie 'n groot gesin weier omdat jy nie weet hoe jy vir hulle gaan sorg nie. Hê 'n groot gesin en dan werk jy hard om vir hulle te sorg. Dis hoe dit werk in die Bybelse tyd. As jy 11 seuns het, veral as hulle tieners is, hulle word mos nooit vol nie. Hulle eet vanoggend tot aand. Nou moet jy hard werk. En Jakob het geweet, hierdie manne, ek moet iets bymekaar maak. So vers 29. Toe antwoord Jakob vir Laban: U weet self hoe ek u gedien het en wat u vee by my geword het. Nou is dit nie wonderlik, ek het vir u gesê die getuienis van Jakob. Is dit nie wonderlik dat hy dit kan sê nie? Jy weet hoe hard ek gewerk het. Dis die getuienis wat elke werknemer behoort hê. Die baas weet wat ek doen. Hy sien wat ek doen, hy weet hoe ek werk. Hulle het geweet. Dis waar, hierdie Jakob werk. Hy skrik nie vir werk nie. Hy kon sy moue oprol. En ons sien 'n Jakob, hierdie karakter wat geestelik gegroei het. Onthou die Jakob wat ons leer ken het? Die gryper. Ons sien nou 'n Jakob wat toegeneem het, want hy het die Here ontmoet. Iets het met hom gebeur. Nou is hy nie meer die een wat kort paaie vat nie. Hy's nie meer die een wat bedrieg om te kry wat hy wil hê nie. Hy is nou die een wat sê, jy kan getuig hoe hard ek gewerk het. Jy weet hoe hard ek gewerk het. Hy sê later vir sy vroue in hoofstuk 31 vers 6, julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het. En as daar nou iemand is wat kan getuig van 'n man wat hard werk, dan is dit sy vrou. Julle weet hoe hard ek vir julle pa gewerk het. Hulle weet dis waar. So hy sê vir Laban vers 30, hoofstuk 30 vers 30. Want min was dit wat u voor my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder, en die Here het u geseën op my voetspoor. Maar dan kom die kwessie om vir sy gesin te sorg met hierdie woorde,
Wanneer sal ek dan nou vir my huis werk? Hoe kan ek vir myself nou ietsie kry? Ek moet teruggaan na my land. Ek het iets nodig. So hoe kan ek dit doen? Die jonger Jakob, die Jakob wat ons 'n paar hoofstukke terug leer ken het, hy sou nie so gewerk het nie. Hy sou op 'n manier een of ander slim plan, boosaardige agteraf slinkse plan gemaak het. Piramideskema of hy sou een of ander plan gemaak het om ouens uit hulle goed uit te kry. Dit was die vorige Jakob. Jakob het verander. Jakob het verander. Hy het nie vir Laban mislei nie. Hy het nie gepoog om hom in te doen nie. Hy het hard vir hom gewerk. Maar nou, ons moet besef, Jakob is in 'n skool. Jakob is in 'n skool waarin elke kind van God is. Elkeen wat waarlik aan die Here behoort. Nie net elkeen wat die Here se naam ken of wat saam sing in die kerk of wat aan 'n kerk behoort nie, maar as jy waarlik aan die Here behoort, as jy kan getuig dat hy jou verander het, wedergeboorte is waarvan ons praat. As daar 'n ontmoeting was met die Here, dan is jy in 'n skool. Jy besef dit nie aldag nie. Maar die Here is besig om jou te leer. Hy leer jou omtrent homself, hy leer jou omtrent jouself, hy leer jou omtrent sy woord. Jy's besig om geleer te word. Bring ons by die tweede gedagte, Jakob se aanbod aan Laban. Laban sê vir hom, sê vir my jou prys. Wat wil jy hê ek sal jou betaal? Vers 31 van hoofstuk 30. Hy vra, wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob, u hoef my niks te gee nie. As u hierdie ding vir my wil doen, wil ek weer u kleinvee oppas. Ja, versorg. So Jakob sê, u hoef my niks te gee nie. Ek is bereid om te werk wat ek wil hê. So laat ek net langer jou vee oppas. En Jakob is bereid om deur harde werk, vindingrykheid, produktiwiteit homself op te bou. So hy sê vir sy pa, verdra my net dat ek kan werk. Ek wil niks verniet hê nie, ek sal werk. Vers 32. Ek sal vandag deur al die klein vee deurgaan en daaruit al die gestippelde en bondvee uitkeer, al die vee onder die skaaplammes wat swart is en die bontes en die gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. So hy stel voor, hy sê, ek het jou kuddes opgepas, jou kuddes het geweldig gegroei in die tyd wat ek, hierdie 14 jaar wat ek vir jou gesorg het. Jy weet, jy het min gehad toe ek hier gekom het, kyk hoe baie het jy nou. So ek sal nou deur jou vee gaan en al die bont en gestippelde bokke en skape, dit sal ek uitkeer, laat dit my loon wees. Nou as jy gaan kyk en jy lees op oor hierdie dinge, skape in Palestina is wit. Bokke is swart of bruin, gewoonlik eenkleurig. Dis vreemd om 'n gestippelde of 'n gestreepte bok of 'n skaap te kry. Die slim ouens sê, die kans dat dit wat nou daar onder die troppe sou wees, dat daar baie sou wees, is baie skraal, want dis eintlik maar 'n frats. Jy praat van enigiets tussen 10 en 15% van die vee wat bont of gestippel sal wees. 10 tot 15%. Ek sal dit vir my uitkeer. Hulle kan dan myne wees sodat ek dit kan laat teel en ek sal vir myself sorg. Ek wil hard werk, maar ek sal nog steeds jou vee oppas. Kyk wat ons in Jakob se lewe sien, in sy karakter, hoe hy gegroei het. Hy kom met 'n baie konservatiewe, 'n baie beskeie voorstel met betrekking tot wat is hy? Onthou hy's 'n Jood. Ons praat mos nou vandag van die Jode en daar's baie grappies oor die Jode en geld, né? Maar hy's 'n Jood. Maar tog kom hy met 'n baie beskeie voorstel. Hoef my niks te gee nie, maar hier's die ding. Ek wil jou eintlik 'n guns doen om jou kuddes skoon te maak. Ek sal met die oorskot sal ek teel en ek sal sorg dat ek daaruit gebou word. Robert Candlish, een van die ouens wat nou skryf oor die kommentaar skryf oor die boek, hy sê, dis so anders as die ou Jakob. Die hele transaksie wat Jakob nou voorstel, is so gereël, dat die kans dat hy daardeur verryk gaan word, is bitter skraal. Die kans dat Laban gaan verloor, is baie klein. So daar's niks risiko vir Laban nie, die risiko is alles op Jakob. Dis nie die Jakob wat ons leer ken het nie. Hierso is 'n Jakob wat agteroor buig, en wat sê, hoorie, ek sal die minste wees. Dis die Jakob wat ons nou hier sien. Hy het regtig gegroei in karakter, groei in geestelikheid, gegroei in genade. Jakob sê vers 33, my regverdigheid sal later vir my getuig. So, eintlik al wat hy sê verder in die hoofstuk is, in hierdie versie is, luister Laban, ek kan jou nie kul nie.
Want as jy na die skape toe kom en die bokke, dan gaan jy kan sien wie's joune en wie's myne, en jy weet, dis baie minder wat gestippel en bont is. So, my geregtigheid of my regverdigheid sal later vir my getuig. Ek sal nie vir jou lieg nie, want hy wil eerlik met hom wees. Sien u weer eens sy integriteit. Jy sien sy karakter. Hoekom? Hoekom het Jakob so verander? Dink nou vir jouself. Ons ken hom. Moenie aan hom dink as hierdie een met die stralekrans om sy kop, soos wat hulle die heiliges teken vir Petrus en Johannes en hierdie ouens nie. Hy was 'n mens. Soos Petrus en Paulus en Johannes was mense, sondaar mense, soos ons. Hoekom het Jakob dan so verander? En weet jy wat is die rede? Die genade van God. Dis wat ons laat verander. So min as wat 'n kasiet sy vel kan verander, of 'n luiperd sy vlekke, sê die Bybel, so min kan ons harte verander. Ons kan hier en daar so ietsie dalk, jy weet, bietjie oefen en fris word of wat ook al, uiterlik, miskien 'n paar gewoontes, mannerismes aanleer of afleer, maar jy kan nie jou hart verander nie. Dis die genade van God. Die ander ding is natuurlik wat daarmee saamwerk. Hy het pa geword. Hy het nou verantwoordelikheid. Hy wandel voor die Here as 'n pa wat weet. Hierso is die, en hy het gedink is Josef, maar dit was al die seuns. Hierso is manne wat na my kyk as 'n voorbeeld. En dit verander jou ook. Dit maak dat jy met 'n ander verantwoordelikheid die lewe ingaan, nie waar nie? Ek hou so baie van die doopbelofte, wanneer die ouers voor die kansel staan en hulle bring 'n ou babietjie om gedoop te word. Dan sê, en ek wil vir die net 'n sinnetjie aanhaal uit die doopbelofte. Jy bring jou kind om gedoop te word en om die verbondsteken te ontvang wat God sê, jy moet hierdie kind groot maak. Dit is nou, hy's een van die lammetjies in my trop. Dis eintlik al wat die doop doen is om te sê hy's nou deel van hierdie groep en hy moet versorg word, hy moet geleer word. Maar hoor wat sê die ouers? Die doopformulier sê ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n lewe in volkomme toewyding aan God lei. Dis deel van dit waartoe die hele gemeente opgeroep word wanneer hierdie baba gedoop word. Want ons sê, dit roep ons op. Ons onthou, ons het reiniging nodig. Dis wat die doop ons aan herinner. En ons is eintlik God se volk, so ons moet gehoorsaam wees. Ons moet die wêreld doodmaak, die ou natuur doodmaak, die wêreld afsterwe, 'n nuwe toewyding aan God. Dis hoe ons moet lewe. En dan wat die doop doen is, sal jy 'n voorbeeld stel vir jou kind? Sal jy so lewe dat jou seun of jou dogter in jou voetspore kan volg? Wat 'n nugter ding om 'n ouer te wees en om deel van die genade van God ook so te kan ontvang. Nou ek dink beslis nog 'n ding wat vir Jakob heel moontlik laat verander het. Hy het miskien in Laban, in sy skoonpa, het hy 'n beeld gesien van homself. Hy het in 'n spieël gekyk toe hy Laban gesien het, want Laban is 'n skelm en hy was so. Hy het sy broer bedrieg. Hy het vir Esau bedrieg. Hy weet van skelmgeite. Dis hoekom hy met hierdie voorstel kom om 'n waterdigte, klinkklare geregtigheid daar te lê en sê ek kan jou nie bedrieg nie. Hier is my voorstel. Want hy self weet hoe werk die skelm dinge in die wêreld. Daar benewens, hy dink heel waarskynlik ook aan die Here wat beloof het om met hom te wees. Die Here het gesê ek sal met jou wees. Onthou jy daar by Bethel, ek sal met jou wees. Jakob is besig om te verander. Ons sien dit. As jy reg na hierdie gedeelte kyk, dan sien jy, wat gaan hier aan? Nou hier is die saak, vriende. Besef u, as Jakob kon verander, dan kan ons verander. Dis die saak. Ek wil hê u moet in 'n spieël kyk vanoggend. As Jakob kon verander, dan moet ons sê, Here, verander my. Verander my. Kom ons wees gou eerlik. Die verskil tussen 'n Christen, en ek gebruik die term baie los, maar kom ons sê 'n kind van God. Die verskil tussen 'n kind van God en die wêreld is nie dat 'n kind van God nie sondig en die wêreld sondig nie. O nee, as jy dit dink, dan is daar nog fout met jou teologie en jy sien nie die lewe vir wat dit is nie. Kinders van God sondig. Ja, ons sondig dalk minder, ons het dalk nou net meer kwessies met ons gesindhede en ons gedagtes en so voort. Maar sondig, die Bybel sê, ons almal struikel dikwels. Die verskil is egter, ons het die vermoë, kinders van God het die vermoë, deur die krag van die Heilige Gees, het ons die vermoë
om tot bekering te kom. Dit beteken om te verander. Bekering is nie net iets wat in jou kop gebeur nie. Bekering is iets wat in jou hart plaasvind en dit verander jou lewe. Dis die verskil tussen die kind van God en die wêreld. Almal sondig, maar die kind van God het bekering. Die wêreld het dit nie. Die wêreld het 'n blaadjie wat hulle moet omslaan. Probeer verander. O, ek is jammer, ek is spyt. Kinders van God het bekering. Ons het die genade van bekering. Paulus sê in Titus 2 vers 12, die reddende genade van God leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dis die genade wat die kind van God het. Ons kan verander, omdat God se genade groot is. Dink saam met my, as ons praat van Jakob, ons ken hom nou al, want ons het hom leer ken as kind. Ons het gesien wat het hy gedoen. Ons ken sy karakter. Ons weet wie hy was. Nou sien ons wie hy is. Weet jy wat is besig om hier te gebeur? Wat God van hom stroop, of gestroop het op hierdie stadium is alreeds, is sy grootste sonde. Of kom ons noem dit sy kenmerkende sonde. Hy is 'n gryper. Hy's een wat op 'n agterbakse, skelm manier kry dit wat hy wil hê. Hy wil dit hê, hy sal dit kry en hy gaan dit kry. Dis wie hy was. God is besig om dit van hom te stroop. Hy vat sy grootste kenmerkende sonde weg. Vergewe my. Maar omdat ek lief is vir u, moet ek u konfronteer. Wat is u kenmerkende grootste sonde? As jy kind van God is, worstel jy met iets. Waarmee? Miskien moet jy 10 van jou naaste vriende of familielede vra, mense wat jou baie goed ken, gaan na hulle toe sê vir hulle, as jy nou moet sê, wat is my grootste sonde, wat sal jy sê is dit? As 7 van hulle dieselfde ding sê, dan is dit heel moontlik dit, as jy dan nou nog op hierdie stadium glad nie weet nie. Soos die jong mense sê, as jy clueless is oor wat is jou grootste sonde, vra mense, vind uit, maar hier is die saak, wat sal mense sê van jou? Onbetroubaar. Hy sukkel bietjie met woede kwessies. Sy's baie lui. Of sy's manipulerend. Hy's kinder. Jy verwag dit van vrouens, hy's kinder. Wat sal hulle sê? Luister na mense. Hoor wat ek vir u vanoggend sê, die mens sonder die Heilige Gees kan nie verander nie. Die mens wat die Heilige Gees het, moet verander. Hy gaan verander. Die mens sonder die Heilige Gees, wat nie gered is nie, hy's verslaaf aan sy vlees, hy's verslaaf aan dit wat hy is. Sy kern, sy kenmerkende sonde, kan hy nie van ontslae raak nie, al wil hy hoe graag. Hy kan nie, maar die kind van God het genade. En Jakob word so deur God verander. Dit bring ons by die volgende hoofpunt, punt 3, en dit is Laban se verraderlike optrede. Ons lees in vers 34, toe antwoord Laban, toe hy nou vir hom sê, hier's my plan, geef my die bond en die gestreeptes, ek sal die res nog steeds oppas, so ek wil niks verniet hê nie, ek sal werk. Laban sê, goed, laat dit wees volgens jou woord. Nou ek het vir u gesê, Laban is 'n gulsige man, ek gaan nou vir julle bewys dat hy sy kinders, dis nou sy 2 dogters, en selfs sy kleinkinders, dis nou die seuns wat gebore is in Jakob se huis, hy sal hulle melk, want hy wil alles vir homself hê. Hy is die soort mens wat 'n kontrak teken en dan gaan soek hy dadelik na die skuiwergat in die kontrak, want hy weet daar moet iewers 'n woord wees wat nie reg is nie. Dis die tipe ou wat Laban is. Hoor wat sê hy vers 35. Hy het dieselfde dag uitgekeer, die gestreepte en die bondbokke en al die gestippelde in die bondbokooie, almal wat wit aan hulle gehad het en almal wat swart was onder die skaaplammers en die aan sy seuns afgegee. So net nadat hy die kontrak met Jakob geteken het, draai hy om en hy gaan steel al Jakob se vee, dit wat hy nou net ooreengekom het wat na Jakob toe moet gaan steel hy gee dit vir sy seuns af en hy sê hy sit 3 dagreise tussen hierdie ooe en dit wat syne is. So hy maak Jakob nou, wat niks het nie, maak hy nou nog meer bankrot. Dis die tipe mens
wat Laban is. Vers 36, hy het 'n afstand van 3 dae bepaal tussen hom en Jakob het die oorige kleinvee van Laban opgepas. So hy maak seker Jakob gaan niks by hom kry nie. Dis 'n droewige staat. Dis buiten die Here Jesus wat ons hoofkarakter en ons held is in die verhaal. Jakob is ons held. Jakob moet geseënd wees. Hier's Jakob. Hy vertrou die Here. Hy wil eerlik wees. Hy probeer om die reguit pad te loop en dan word hy ingedoen. Hy word verneek. Wat nou? Laban het besef die Here is met Jakob en nogtans bedrieg hy hom. Verskyn nog Laban het besef Jakob, die Here is met Jakob en hy bedrieg hom. Laban het besef God se seën is op Jakob. En hy besteel hom. Is onnodig, gevoelloos, genadeloos. Dis sy eie familie, sy eie dogters. Weereens, die man of die vrou sonder die Heilige Gees het nie krag om te verander nie. Laban sonder die Here, gulsig. Paulus sê dis hebsig. Hy sê in Efesiërs 5 vers 5, dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is. Gierigaard is hebsugtige. Dis 'n ou wat net wil hê. Hy is 'n afgodedienaar. Hy het geen erfdeel in die koninkryk van Christus en van God nie. Dis die woorde van die apostel Paulus in die Nuwe Testament. Dis wat die Bybel leer. Wat moes Laban gedoen het? Wel, Laban moes vir Jakob geseën het. Hy moet, wel, dis 'n goeie kontrak. Jy het my al reeds so baie geseën. So blessings vir jou, pas my skape op. Ek is dankbaar vir wat jy vir my gedoen het. Maar belangriker is net as om sy kleinvee te los en vir Jakob te verdra. Laban moes genade gesmeek het by Jakob om te sê, Jakob, ek wil jou God leer ken, want hier binne in my is 'n boosheid wat ek mee niks kan doen nie. So hoe kan ek gered word? Hoe kan ek genade kry by God? Hoe kan ek deel word van sy genade verbond? Hy moes weergebore word. Hy moes die Here daarvoor gesoek het. En daarom wil ek vir u sê, as jy worstel met iets in jou natuur en jy besef hier's iets in my hart waarvan ek nie ontslae kan raak nie, draai na die Here toe. Gaan na God toe, sê vir hom, Here, hier's 'n probleem. Ek het nodig om deur u verander te word. Hier is iets in my. Mense sien dit nie, mense weet nie daarvan nie. Ek probeer dit vir almal wegsteek, maar ek ken my hart en u ken my hart. Sal u my genade gee? Sonder dit is daar geen verandering in ons lewens nie. Sonder hierdie eerlikheid is daar geen verandering in ons lewens nie. En ek kom agter hoe ontsettend ongewild is hierdie tipe boodskappe vandag. Want deesdae wil almal net hoor, dis nie my skuld nie, dis my buurman of dis my skoonma of dit is, jy weet, buurman se hond. Almal kry die skuld behalwe ek. Die Here wil hê ons moet eerlik wees met onsself. Here, wys vir my, wat is daar in my lewe wat u mishaag? Reinig my daarvan. Maar die volgende gedagte, volgende hoofgedagte is Jakob word tog geseën. Hierso is hy. Hy word ingedoen. Laban doen hom in, maar tog word hy geseën. Jakob se situasie lyk baie sleg. Wat gaan hy doen? Hy moet nou reageer. Ek dink sy reaksie is prysenswaardig. Hy was nie oneerlik nie. Hy was nie sy ou self nie. Hy het nie geword soos wat hy was voor sy bekering nie. Hy is vindingryk. Hy maak 'n eenvoudige, maar 'n baie gewone alledaagse strategie wat hy gaan volg. En hy gaan hard werk daarvoor. Vers 37. Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier, amandel en plataanhout en hy skil daar in wit strepe sodat die wit van die latte uitkom. Al wat hierdie lang gedeelte nou behels is die volgende. Jakob moes 'n plan maak. Hy's 'n veewagter. Hy het nie universiteit toe gegaan nie. Hy het nie die geleentheid gehad om, maar hy's nie dom nie. Hy wil 'n visuele stimulus vir die bokke en vir die skape gee en hy maak 'n plan. Hy sê dis wat ek gaan doen. Miskien as hulle strepe sien, sal hulle strepe teel. Dit was wat hy gedink het. En dis wat hy doen. Die idee is dat hulle in die teenwoordigheid, wanneer hulle kom drink en wanneer hulle kom vreet, wanneer hulle na die bakke toe kom, dan is, as hulle nou verhit word, as hulle teel, dan gaan hulle hierdie stokke sien wat hy nou strepe gemaak het, 'n visuele stimulus, en dit gaan maak dat, want hy moet 'n plan maak, daar's niks wat hom gaan help nie, hy moet 'n plan maak, dis die plan waarmee hy na vore kom. Eerlik, regverdig, sonder enige agteraf, valsheid, boosheid, enigiets. Vers 38. Hy sit die latte wat hy geskil het, vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het, en hulle het verhit geword as hulle kom drink. Nou wanneer hulle kom drink, dan het as die teeling dan nou daar plaasvind, het dit toe nou so gebeur. Die Bybel sê dit het so gebeur.
Nou is daar 'n vraag, en kom ek antwoord gou die vraag voordat u hoef te vra. Het Jakob werklik geglo dat dit die teeling gaan beïnvloed? En dat hy dit kan beheer met die latte wat daar is? Is dit dalk, as jy nou gaan oplees, as jy vir Google gaan vra en jy soek nou slim ouens se mening, dan is daar ouens wat gaan sê, ja, jy weet die plataanhout, dit een of ander chemiese werking om uitwerking, dis niks, dit is nie waar nie. Dis nie waar nie. Dit was bloot net 'n visuele stimulus. Dis al hoekom hy dit gedoen het. Die tweede vraag, sê die Bybel regtig dis hoe dit werk? Ek bedoel, as ons nou skape vat vandag en ons sit strepe voor hom, miskien ons hoef nou nie meer latte te gebruik nie, ons kan mooi prentjies vir hulle uitdruk, plakate. As hulle dit wat hulle sien, is dit hoe hulle gaan teel? Is dit hoe dit werk? Ons weet tog dis nie hoe dit werk nie. En u kan nou vir jouself dink, die kritisie van die Bybel, die ouens wat sê, ag, die Bybel is sommer net 'n klomp stories, hulle maak 'n maaltyd van hierdie gedeelte, want hulle sê, julle Christene is so onnosel, julle glo hierdie tipe goed, en ons het vandag met die kennis van die wetenskap, ons het DNS, en ons het al die wetenskap met die gene en die tegnologie, hoe hulle hierdie goeders kan verander, so om te dink hierdie goed is waar, die Bybel is sommer maar net 'n klomp fabels. Dis wat die kritisie sê. Wel, my antwoord is, en kom ons vee nou al hierdie goed van die tafel af. Die antwoord is so as volg. Die Bybel gee nie hier 'n wetenskaplike teorie oor hoe jy skape en bokke moet laat teel nie. Wat die Bybel doen is net om te sê, wat het Jakob gedoen? Nou, hoe het dit gewerk? Hoekom het dit gewerk? Onthou, dis bloot net 'n vertelling van wat Jakob gedoen het. Dis nie wat die Bybel sê jy moet doen nie. Maar hoekom het dit gewerk? Vers 39, en die vee het verhit geword by die latte, en die vee het gelam, gestreeptes, gestippeldes en bontes. So vir Jakob het dit gewerk. Hy dink, man, ek is 'n boer wat hierdie goed kan uitwerk. Ek maak 'n plan. Dis wat Jakob dink. Is dit? Nee, dis nie wat hy dink nie. Hoe verklaar 'n mens dit dan? Die beste verklaring is die een wat Jakob self gee. In hoofstuk 31 vertel hy vir sy vroue, toe hy nou vir hulle raad vra, hy sê, hoor, ons moet huis toe gaan, maar julle weet wat het julle pa gedoen, en hy kom met al hierdie dinge, wat sê hy? Hy sê, God in sy soewereiniteit het ingegryp, en met sy bonatuurlike krag, het die skape geteel, en hulle het gelam, net soos wat God bepaal het, vers 9, so het God dan die vee van julle vader weggeneem, en aan my gegee. Jakob dink nie, dis die latte of sy slim planne nie, hy sê dit was God. Hy wat miskien aan die begin gestaan en gesê, "Jo, ek het nie gedink dit gaan werk nie, maar wraggies, hier werk dit." Hy was self verbaas oor sy plan. Maar toe dink hy bietjie verder en hy sê, "Wag so bietjie. Dis die Here. Dis die Here. Dis God." En toe die Here met hom praat, hoofstuk 31, ons het vers 11 en 12 gelees, en die engel van God sê vir hom in 'n droom, in die droom, "Jakob," en hy antwoord, "Hier is ek." En hy sê, vers 12, "Slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont. Want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen." Wat is die verklaring hiervan, vriende? Nie dat die Bybel vol onnoosel fabels is wat nie werk nie. Die verklaring is, God het aan Jakob genade gegee en God het Laban gestraf vir sy boosheid wat hy aan Jakob gedoen het. Dis die eenvoudige verklaring. Deur God se seën, kyk wat gebeur. Die wetenskap word eintlik verander om te gebeur dit wat nie veronderstel is om te gebeur nie, want God in sy soewereiniteit laat dit plaasvind. Hy seën vir Jakob en hy straf vir Laban, want God is soewerein. Nou, ek wil net vinnig sê vir die werkgewers, werknemers, die Here wil hê jy moet getrou wees en hard werk. Werkgewers, die Here wil hê jy moet sorg vir jou mense. En as jy dit doen, moenie soos Laban wees nie. Moenie soos Laban wees nie. Vers 13 het ons gelees. Die Here sê vir hom, ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak dan nou klaar, want trek uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Jakob gee getuienis. Hy's besig om vir sy vroue te sê, jong, julle weet hoe hard ek vir jou pa gewerk het, en ek was eerlik, ek was eerbaar, maar die Here het my geseën. Hy's besig om 'n getuienis te gee, hy wys 'n prentjie in homself van, ek het geestelik gegroei. Volg my, kom saam met my, die Here is saam met ons, die Here sal ons seën. Wat moet ons doen as ons
ingedoen word, as ons gekil word by die werkplek? Wat moet ons doen as ons te staan kom met 'n ou wat 'n baie duurder prokureur as ek het, en hy's besig om my in te doen? Wat moet ons doen? Moenie op sy vlak daal nie. Vertrou die Here, werk hard, wees nog steeds met integriteit. Dit is nie verkeerd om jouself te verdedig, om te doen wat reg is nie, maar vertrou die Here, bid en werk. Dis wat ons in Jakob sien. Vers 43. En die man het buitengewoon uitgebrei en baie kleinvee en slawe en kamele en esels gehad. En dan kom ons by die laaste gedagte. Jakob is nou 'n onwelkome gas. Laban sien, ten spyte van dit wat nou gebeur het, ten spyte van die feit dat hy Jakob beroof het, is Jakob nog steeds besig om te sterk te word. Hy's nog steeds besig om net ryker te word as wat hy, Laban, word. En die naskrif van Jakob se optrede is die hele hoofstuk 31, vers 1 tot 16. In hierdie tyd verloop 6 jaar. Hy het 14 jaar gewerk vir die twee vroue, eers vir Lea en toe vir Rachel. Nou gaan hy vir 6 jaar werk, en dis nou met ander woorde 20 jaar, en hy lig sy vroue in. Hy sê vir hulle vers 1, toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vaders in was, en uit dit wat ons vaders in was, het hy al die rykdom verwerf. So hulle is nou kwaad vir hom. Hy word ryk, want hy my pa se goed gesteel, en hy het nie. Hy roep sy vroue, vers 4, toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veld toe kom, vers 6, julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het. Vers 7, maar julle vader het my bedrieg, hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. So hy gee getuienis, God was getrou aan sy woord, hy is soewerein, God het hom teen mishandeling beskerm. Vers 8, as Laban sê, nou dis Jakob se woorde, die gestippelde sal jou loon wees, dan lam die vee gestippeldes. En as hy sê, die gestreepte sal jou loon wees, dan lam die vee gestreeptes. 20 jaar later, geestelik gegroei, finansiëel gegroei, in alle opsigte, in karakter gegroei, hy verkondig nou openlik sy geloof, maar wat doen hy? Hy staan nie op die voorstoep en sê, hoorie, hey, ek is al 'n boer wat vooruit gaan, ek kan die ding doen, kyk na my, ek sal vir julle wys hoe moet 'n mens boer. Nee, hy gee die eer aan God. Hy eer hom, sy getrouheid, sy genade, sy krag. En hy verduidelik vir sy vrou, hy sê vir hulle, luister, soos wat God met Abraham en met Isak was, so het God gesê, hy sal met my wees. Sal julle saam met my gaan? Kom ons gaan. Dit was as ware Jakob se evangelie. God is getrou. Dien hom. Soek hom, ken hom, volg hom. Ek moet afsluit. Ek sluit af met 3 kort toepassings, dan is ons klaar. Ons moet besef, God, kyk nou na die verhaal, julle verstaan nou die verhaal. God gebruik teleurstellings, terugslae, selfs ouens wat ons wil kil, God gebruik dit dikwels om ons te laat groei. Om sy kinders te laat groei. Ons vra baie keer, ag Here, maar hoekom moet dit nou met my gebeur? Ek probeer U ten minste dien, ek doen my bes om gehoorsaam te wees, hoekom moet dit met my gebeur? God gebruik negatiewe goed om ons te laat groei. Die beste illustrasie in die Bybel is die Handelinge gemeente. Die Here stort sy Heilige Gees uit. Dis 'n gemeente wat herlewing beleef. Hulle het hierdie fantastiese, hulle is so lief vir mekaar. Hulle hou bid hier elke dag van die week. Dit gaan net woes. Dis kerk par excellence. En wat gebeur? Vervolging. Vervolging in so 'n sin dat die hele gemeente spat uit mekaar uit, die hele destydse wêreld vol. Hoekom? Dit was God se manier om die kerk te laat groei, om die mense te laat groei, om hulle vas te maak aan die waarheid. Tweede toepassing. Ons sien 'n les wat Rachel en Lea verstaan het. En dit is, volgelinge van Jesus is dikwels onwelkom in die wêreld. Die hele verhaal is 'n beeld van Jakob en sy vroue en sy kinders en sy seuns. Dis die geslag van God, dis die mense, dis die uitverkorenes wat daar is. In Paddan Aram bly hulle. Hulle is onwelkom in hulle eie huis. Hulle is onwelkom selfs by hulle eie familie, want hulle is onwelkom in die wêreld. En baie van ons het dit al ontdek. Baie van u het dit baie vinnig agtergekom nadat jy besef het, ek wil die Here dien.
Ek wil my lewe vir die Here gee. Ek gaan hom gehoorsaam, gaan doen wat die Bybel sê. Ewe skielik is jy 'n vreemdeling. Jy praat Grieks by die werk. Mense sê, "Wat het nou met jou gebeur? Hoekom is jy nou so? Jy was nooit so nie. En jou familie wil jou nie meer ken nie en jou vriende gooi jou weg en maar wat gaan nou aan? Jy's ontuis in die wêreld." Jakob herhaal eintlik God se roeping in vers 13 as hy sê, "Maak jou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Hier is nie jou plek nie. Hier is nie jou tuis. Jy moet nie jou tentpenne hier te diep inslaan nie," het hy vir Abraham gesê. Dis die geuite uitdrukking. Dit beteken ons tuiste is nie in die wêreld nie. Ons is nie van hier nie. Ons gaan eendag by die Here wees. Jesus het gesê ons is vreemdelinge, bywoners op aarde. Hoor wat sê Rachel en Lea vers 14 en 15. Het ons nog deel of erfenis in die huis van ons Vader? Word ons nie deur hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop en die geld wat ons het, wat deur ons verkry is, geheel en al deurgebring. Dis veelzeggend dat Laban sy eie dogter, sy eie familie verneek, net om homself te verryk. Maar hulle het dit ervaar. Kenmerkend, hulle is nie tuis nie. Jesus se woorde Johannes 15 vers 19. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se hom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Hoor wat sê sy vroue. Want al die rykdom wat God van ons Vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe, doen dan nou alles wat God jou gesê het. Kind van God, jy moet ontuis wees in die wêreld. Die derde toepassing, dan sluit ons af. God, Rachel en Lea het dit besef. Geloof beteken om God se beloftes te glo en daarvolgens op te tree. Om sy gebooie te gehoorsaam, om te doen dit wat die Here sê. Weet jy, dis die eerste keer wat Rachel en Lea saamstem. Hulle die hele tyd nog beklei. Hulle was soos twee tienersissies wat nooit kon saamstem. Kwaad vir mekaar. Ja, jou babas het nou weer dit, jy nou weer dit. Kwaad. Hulle die hele tyd net beklei. Net die hele tyd geveg. Hier stem hulle saam. Hulle sê, Jakob, dit wat ons pa gedoen het, is nie reg nie. Ons is aan jou kant. Doen wat reg is. Doen wat die Here wil hê jy moet doen. Hier stem hulle saam. En hulle maak 'n verbintenis. Hierdie twee vroue sê, ons sal ons lot inwerp by die Here. Ons gaan saam met jou die Here dien. Ons gaan saam met jou die pad loop. Dis 'n beslissende oomblik in hulle lewe wat vir hulle saligheid gaan bring, want hulle word deel van dit wat God vir Jakob bedoel het. Hulle word deel van die seën en die goedheid, die genade van die Here. Ons moet deur hierdie vroue geïnspireer word. Ons moet deur hulle voorbeeld leer. Daar's 'n ander vrou in die Bybel wat dieselfde gedoen het. Sy het nie na haar suster of sy het na haar skoonma geluister. En haar naam is Rut. Sy sê baie jare later, Rut 1 vers 16, waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Toe die ander vroue weg is, terug is Moab toe sê Rut, ek wil nie na Moab toe gaan nie, dis my mense, maar dis nie meer my mense nie. Ek wil die Here dien. Ek wil saam met jou die Here dien. Leer uit hierdie voorbeelde. En ek wil vir u vanoggend sê, as daar nog nooit so beslissende oomblik in jou lewe was nie, kom na die Here toe. Sê Here, ek wil u volg. Ek wil u dien. Ongeag wat gebeur. Waar u my lei, daar sal ek gaan. Waar u my stuur, daar wil ek wees. Wat u van my vra, sal ek gee. Dis hoe ons moet lewe. Leer uit hierdie twee vroue, leer by Rut, leer by Jakob. Groei in genade, groei in geloof. Ken die Here, dien hom, volg hom. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons het vanoggend 'n lywige gedeelte aangepak en u was vir ons goed. Ons verstaan wat dit beteken en ons sien u hand. Boonbehalwe die held wat ons hier sien, naamlik Jakob, wat vir ons een van die aardsvaders is en wie ons baie dinge kan sien en leer, is u vir ons die held. U is vir ons die hoofkarakter, want agter die skerms is daar 'n soewereine hand wat besig is om wat u kinders lei en wat u kinders in die skool van genade leer en lei en voed. Ag Here, baie baie dankie dat u ons ook daardeur help en genade gee. Ons moet vanoggend bely, daar is baie dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie. Daar's baie dinge in ons eie harte wat ons nie weet reg hoe om daarvolgens op te tree nie, want ons besef hier's fout. Help ons om na u toe te vlug. Gee vir ons die kennis wat ons nodig het om daarmee te handel,
Werk in ons die verantwoordelikheid om pa te staan vir wat ons moet leef en dit wat ons moet doen, sodat U verheerlik word in en deur ons lewe. Dankie vir die voorbeeld van Jakob. Seën ons en sal U groot gemaak word in ons doen en late. Amen.